Goeiemôre, dit is dan Sabbat vanmôre 7 Februarie 2026, lesing 85 van die Groot Johannes Evangelie, boek 3. Ons is ook nog met die gesprekke besig, en nou uit al hierdie manne, hierdie 50 fariseërs, het die engel nou een man gekies. Natuurlik weet Vader alles in elkeen van ons, en hulle daai spesifieke man gebruik die engel nou, en hy vat hom nou na Yeshua toe. Want ten spyte van hierdie ouse vorige sterk, amper hoogmoedige verklaring dat hy vir niks bang is nie, en niks, en hy so gemaak. In daai ou was 'n gees wat Yeshua geweet het, wat so sterk staan, dat hierdie ou in staat sou wees om die ander 49 te kan aan sy kant kry, as hy net reg onderrig word. En dit is so, en 'n voorbeeld in die Bybel wat ons so kry, sê Yeshua, Paulus was ook so 'n gees. Toe hy Saulus was, het hy met alles wat hy het hy ten stryde getrek teen Yeshua en sy leer. En hy het hoeveel mense gedood vir sy geloof. Maar toe hy daardie ervaring gehad het by Damaskus en hy gedraai het, het hy met daardie selfde geweldige, kan ek maar amper sê, hardkoppigheid en deursettingsvermoë vir Yeshua geveg tot aan die einde van sy lewe. En dit is nou wie hierdie sterk engelgees, of sterk gees is, ek weet nie of hy 'n engel is nie, maar sy naam is Floram. Hoofstuk 1:5-9, Floram by die meester. Toe beide by my Yeshua kom, sê die engel, terwyl hy diep voor my buig. Meester, hier is 'n ryp appel. Sy liggaam is net soos die van alle mense, maar sy gees is sterk en vol onbedorwe krag. U kry daar alle lof en alle eer van ewigheid tot ewigheid. Yeshua sê, goed Raphael, sulke vrugte is vir my welkom, en daarvan hou ek. Hy is daar weliswaar een van die stoel van Moses en Aaron, maar hy het ook die skool van Plato, Sokrates, Pythagoras en Aristoteles sy eie gemaak. Dis nou al jou Griekse wysgeere, en daarom is hy geen riet wat deur die wind heen en weer beweeg kan word nie, maar 'n dik seder van die Libanon, wat weet om die storms te trotseer. Hy staan rustig en stil, en as die storms aan hom ruk, buig hy nie. Ek sal hierdie boom laat staan tot by die opbou van die nuwe Jerusalem. Dan sal hy die dak en die gevel van my huis vorm. So hierdie is 'n geweldige, kragtige gees, en ek wil amper sê, dat hy 'n engelgees is wat aarde toegekom het en vlees aangeneem het. Wie hy is, weet ons nou nie, maar hy's 'n baie sterk gees. Floram, sê my nou eers, is jy bly oor my? Floram sê, meester van alles wat lewe, wie sal dan nie bly oor u wees nie? Maar ek is 'n sondige mens, en u heiligheid sê vir my, gaan weg van my. Sien u, daarom is ek nie bly nie. Ek sou nou sonder sonde waardig voor u wou staan, maar dit is onmoontlik, want ek het gesondig, is daarom 'n sondaar en skaam my nou baie vir u heiligheid. Maar daarvan beskuldig geen vrolike hart my nie, maar 'n bitter berou. En dit is nie baie geskik om 'n hart vrolik te maak nie. Tog is ek ook weer mans genoeg en besit 'n verstand wat my 'n verontskuldiging van my sondes ten opsigte van u gee, en my ook toon dat ek 'n mens is, bestaande uit vreeslik baie elemente, wat sy volleinding dan so eers bereik, as die baie elemente deur die sondige gisting gelouter is, en 'n suiwer, kosbare wyn vir elkeen geword het.
soos by jong wyn in 'n sak. U is die meester en elke mens is die vrug van u ewige stryd. Die mens beleef slegs 'n geveg met oorwinning en nederlaag, om eers daaruit, net soos 'n foniks, uit die as van die vernietigende vuur, op te staan vir 'n nuwe lewe, wat innerlik wel in ewewig kom, maar uiterlik tog 'n ewige stryd sal en moet bly. Meester, vergeef my daarom nie my sonde nie, want dit was noodsaaklik om in my die stryd te laat ontbrand, om 'n nuwe mens te word. Maar vergeef my die skande van my herhaaldelike nederlaag, dan sal ek my in u verheug, o Meester. Joshua sê aan die leerlinge, sien hier 'n mens in wie se siel geen bedrog woon nie. Hierdie mens het ek reeds lank lief. Simon Judas sê, Meester, hy lyk wel soos 'n tweede Mathael. Joshua sê, dink jy dat iemand maar net op Mathael se manier wys kan wees? Kyk eers, hierdie Floran is heeltemal die teenoorgestelde van Mathael. En tog is hy ook soos Mathael, 'n wyse. Mathael is 'n kenner op die gebied van die natuur en die tale van die oues. Floran is egter 'n kenner van alle gelowe en alle wêreldse wysheid en kennis van die oues. Daarom kan 'n mens moeiliker met hom as met Mathael praat. Maar omdat hy nou aan ons kant staan, sal hy so vinnig moontlik as 'n strydende werktuig optree teen alle dwaalleringe by die mense op aarde. Hy sal dit baie bekwaam bestry en sonder om ekstra wonders te doen, 'n goeie resultaat bereik. Vir die wêreldse kinders is dit beter om te voorkom dat hulle gevange gehoudende oordeel nie 'n nog groter greep op hulle siel kan kry nie. Vir kinders van bo is die wonders wel 'n barmhartigheid, maar nie vir die kinders van die wêreld nie. Omdat julle, nou praat hy met sy leerlinge of apostels, in julle harte weet wie ek is, kan julle in julle siel vry bly, wanneer julle vir my Elohim se werke op hierdie aarde sien doen. Dit geld egter nie vir die wêreldse kinders nie. Hulle word daardeur gedwing en gebonde, en het dan geen vrye gedagte meer nie, en nog minder 'n vrye bewussyn. Wanneer Floran hulle egter met sy wêreldse wysheid sal bewerk, sal die woord hulle 'n seker lig gee, wat voldoende sal wees om vir hulle die tree na die tempel van hulle harte te verlig. As hulle eenmaal binne is, dan is hulle ook heeltemal gewen vir die hele ewigheid. Maar julle almal bymekaar is nog lank nie so verstandig soos Floran nou is nie. Dit hoor Floran egter nie, omdat ek alleen met die leerlinge in hulle harte daaroor gepraat het. Daarom het hy my gevra wat hy moes doen. En ek, Joshua, sê, gaan maar na jou broers en vertel hulle dat ek weldra ook by hulle sal uitkom. Floran sê dan niks meer nie, maar buig net en gaan vinnig na sy broers toe. En dit is dan ook vir ons 'n voorbeeld hierin, dat Joshua ook 'n baie groot kenner van die wêreldse wysheid kan benader. En juis omdat hy die agtergrond van al hierdie gelowe het, weet hy presies op watter punte hy hierdie ouens nou moet aanvat. Waar iemand soos sy 12 apostels wat maar vissermanne was, nie daai kennis gehad het nie. Hulle het nie al daai boeke kon bestudeer en gereis om al hierdie goed uit te vind nie. So Vader gaan nog van mense wat het seker en gaan nog baie mense opwek wat in hierdie wêreldse wysheid goed onderlê is. Juis
deur hulle te verander om kinders na hom toe te bring. Ek sê baie keer, as 'n mens daarom tog net 'n pastoor of 'n dominee kan kry vir die waarheid, dan kry jy sommer 'n groot deel van sy gemeente ook. En dan het jy 'n baie groter wins geslaan van siele, as wat jy een van die gemeente probeer bewerk. Want ongelukkig is dit so in die wêreldse kerkrigtings en ander geloofrigtings, is die leier word altyd na opgesien. En dit is die ou wie jy moet teiken. Maar nou weet ons ook, in vandag se lewe is dit ook nie so maklik nie. Maar hopelik sal hy ons die wysheid gee om in die toekoms dit te kan bewerk. Ons volgende hoofstuk gaan nou, waar hierdie ou nou by sy maters kom. Floran praat met Stahar oor die meester, dis nou die ou owerste priester. Hoofstuk 160. Toe hy na 'n paar tree weer by sy eie is, vra Stahar hom dadelik: "En hoe staan dit daarmee? Is ons op die regte weg?" Floran antwoord: "Volkome. Daaraan is geen twyfel meer nie. Hy is wel 'n mens soos ons, maar in sy wese bevind iets hom wat hom slegs laat voel, maar nie met woorde laat omskryf nie. As hy praat, dis nou Yeshua, klink dit asof elke woord dadelik ewigheidswaarde het. Jy kan baie duidelik aan sy woord merk dat dit aangevul word, aangevul met daar is, oombliklik uit homself of ook uit die niks, 'n wêreld vol wonders kan oproep. Hy kan sy goddelike wese nie verberg nie. En as ek sonder alle vroeë voorbereidings by hom sou gekom het, sou ek dadelik vir hom gesê het: U is geen gewone mens nie. In u hart moet die goddelike oergees geheel en al aanwesig wees. Maar tog was die wyse voorbereiding baie goed, sodat ons nou maklik en duidelik kan insien met wie ons te doen het. Hy sal binnekort volg, het hy my beloof. Wanneer hy hier is, kan julle julleself daarvan oortuig of ek gelyk het of nie. Maar nou verstaan ek ook wie ons gedrag in die stad Sireneus verraai het, of aan Sireneus verraai het, wat seker nie so lofwaardig was nie. Dit wil sê ons gedrag. Maar nou is alles verander. Die toeval waarvan ons Messias Jahweh vooraf beslis baie sou voorsien het, gestel dat die nasom van gister dalk nie heeltemal sy werk was nie, het ons met een slag vrygemaak van die ou juk van die domheid. Daaroor kan ons nou wel baie bly wees, want watter hinderlike en beledigende dwaasheid sal die goddelose tempel hierna nog alles vir die mensdom nie uitbroei nie, wat ons dan weer geheel en al sou moes uitgevoer het. Maar laat dit nou maar kom. Ons sal ons Romeinse burgerreg beslis op so 'n manier onder hulle neuse druk, dat hoor en sien op aarde sal vergaan. So alles wat Yeshua in daai stad laat doen het, was dit met die uitsluitlike doel om op die ou einde vir hom siele te wen. Dit was die nasom, en toe gaan hierdie klomp dwaase fariseërs en hulle melk die volk droog van alles, en 'n opstand kom en hulle verloor alles wat hulle het, en nou beland hulle met die klere aan hulle lyf by Yeshua. Maar tog is hulle bly, want hulle het nou Romeinse burgerreg by Sireneus ontvang, en hulle is nou in die teenwoordigheid van die Messias. Aan ons kant staan nou met 'n verskriklike groot nommer 1, die Messias en 'n engel uit die hemel, wat baie magtiger blyk te wees as diegene wat eers die jong Tobias gelei het. As jy daai boek ken, sal jy weet, is eintlik dieselfde engel, Raphael, wat vir Tobias gelei het. En wêreldlik het ons by ons 'n nog belangriker nommer 2, die opperstadhouer van die hele Asië,
en 'n deel van Afrika, wat 'n fisiese oom is van die huidige regerende keiser van Rome. Ook al sou hulle met die hele hel van Jerusalem hierheen kom, dan sal ons hulle tog net so die baas word, as wat die uitgedaagde leeu elke so sluwe jakkals se baas sal word, of kan word. Wat dink julle nou van alles? Daar sê niks anders nie, as dat dit nou met ons vir die hele ewigheid sal goed gaan. Nou is ek ook vir niemand meer bang nie. Dit is goed en maklik om vir Elohim te stry, want Elohim se krag is 'n skutmuur, wat geen vyand in ewigheid kan verwoes nie. Maar nou sou ek graag nog van iemand van julle wou hoor, ook al is dit ook maar so ongeveer, watter nuwe doel ons onsself in die toekoms moet stel. Het niemand van julle 'n goeie idee, of wat dink jy daarvan, Floran? Floran sê, daarom dink ek nog nie, en onder die gegewe omstandighede vind ek dit nie die moeite werd, om ook maar vlugtig daaraan te dink nie. Ons is nou by Elohim, en daar is ons nie net vir hierdie tyd in goeie hande nie, maar vir die hele ewigheid. Dis broer, jy kon jy nou wel hierdie vraag gespaar het. En dit bring my ook by so baie mense wat beweer hulle is in die waarheid, en hulle is heeltyd bekommerd oor die dag van môre. Dit word in die profesie boeke gegrawe en geontleed, en dan is dit Satan se profete wat nader getrek word, Vader se profete, ou boeke, en hulle is die heel dag net besig oor wat gaan môre gebeur, wat gaan volgende jaar gebeur. Dit gaan jou nie aan nie. Al wat vandag belangrik is vandag, en sorg dat jy Elohim, Yeshua, genoeg lief het, en dankbaar is vir wat hy vir jou gee, en dan sal môre wel vir homself sorg. So dit is baie belangrik, dat ons nie op 'n dwaal raak nie, en so besig raak met die dinge van die Vader, dat ons die Vader van die dinge negeer nie, los nie. So baie belangrik. Ek en jy kan in elk geval niks verander van die verlede nie, en so baie mense leef in die verlede. Ek sien so baie huwelike wat ten gronde gaan, omdat daar nou iemand in die huwelike party fout gemaak het, lelike ding gedoen het, en hulle kan nie oor daai ou koei kom nie. Dit kom in elke gesprek en argument op. En wat help dit? Jy kan nou haar aanvat omdat sy rondgeloop het, of anderste om, soos jy wil. Dit gaan dit nie verander. Die ding wat dit gaan verander, is as jy dit bylê, los, vergifnis gee, en vorentoe kyk. En dan liefde gee, waar die liefde eintlik tekort gekom het. Want baie keer is dit juist dit, wat in 'n huwelik 'n tekort aan het, wat die ander party dan die liefde soek, wat hy of sy nie kry in die huwelik nie. Ek noem dit maar as 'n voorbeeld. Daar is baie ander voorbeelde. Vers 9, vir ons 'n les. Ek maak my oor niks meer besorg in hierdie wêreld nie. Want hy wat ons hier gevind het, is vir my alles bo alles. Hy sorg vir alles. En ons moet ons nie besorg maak oor alles wat in elk geval in sy hand is nie. Veral nie wanneer ons sê ons is gelowig nie. Veral nie as ons sê ons het gebid vir dit of dat, dan maak ons onsself besorg daaroor. En is heeltyd net besig om aanhoudend te vra vir dieselfde ding. Terwyl ons in werklikheid moet vra en dan dankbaar wag en vir Vader dank dat hy dit gaan doen. Wil jy 'n bed hê daar agter?
Sit asseblief regop en luister na die lesing of die deur is oop. Wat sy wil sal wees, sal vir alle tye van die tye my toekoms wees. Want net hy weet presies wat ons is, wat ons sal word en wat ons in die vervolg te doen staan, om dit te word wat hy in ons sien. Daarom sal elke ydelle voorsorg van ons kant 'n dwaasheid wees. As hy aan ons sal sê, doen dit of dat, sal die tyd kom om daarvoor te sorg, dat ons altyd dit wat sy heilige wil ons as plig opdra, heeltemal volgens sy wil te volbring. Kyk broers Tahar, dit is die kern van my mening. En dit moet ook die kern van ons omgang met Vader wees. Hy is in beheer, totale beheer. En jy moet net absoluut in die geloof en in die orde bly. Maar wees nou stil, want ek sien dat die meester en Sireneus hulle gereed maak om na ons toe te kom. Sorg daarvoor dat jy jouself in jou hart fatsoenlik hou. Anders sal sy aanwesigheid jy nie dit kan verdra nie. Werklik, hulle kom. Ook die engel en 'n meisie kom saam. Die meisie kan ook wel 'n engel wees. Staar sê, ag, die meisie kan geen engele wees nie. Want daar was nog nooit vroulike engele gewees nie. Sy kan dus ook nooit een wees nie. En daar kan ook nooit een wees nie. Daarom kan die meisie maar net 'n dogter van die een of ander ryk Judeër wees. 'n Romein is sy nie, te oordeel aan haar kleding. Die jongman wat Sireneus aan die hand hou is wel 'n Romein, of miskien wel die jongste seun van die ou meester. Maar die meisie moet by nadere bestudering ook onsaglik wys wees, want haar vaste en sprekende sagte blik lewer die onmiskenbare bewys daarvoor. En nou stel Florian hierdie man se stelling reg. Hy sê, ja, ek gee jou gelyk, maar met jou bewering dat daar geen vroulike engele is nie, is ek dit nie heeltemal eens nie. Daar sal by hulle wel geen geslagtelike verskille voorkom nie, maar verskille in gemoedsgesteldheid sal daar sekerlik sodanig wees, dat hulle ten opsigte van mekaar in verhouding sal wees, soos wat 'n goeie man ten opsigte van sy liefste vrou op hierdie aarde is. Kyk maar eers na die engel en sê nou eers self, of hy nie vroeër soos 'n goed aanvallige meisie daar uitgesien het nie, eerder as die een of ander jong man. Trek hom vroulike kleding aan en dan staan daar voor jou 'n meisie non plus ultra, soos die Romeine sê, onoortreffelik. Maar nou hou hom op met die nuttelose gepraat. Hulle sal nou hier wees. En hier openbaar hierdie gedeelte ook weer vir ons insig in ons verhouding met Yeshua, maar ook insig oor die aard en samestelling van 'n engel. En dit wil ek so 'n bietjie by staan, want daar is daarom nog 'n klompie tyd oor. Engele is androgenies. Hulle is na die beeld van die Skepper geskape. En die Skepper is een wese, androgeniese wese met die positiewe manlike en die negatiewe vroulike in een in hom. En wanneer Vader 'n skepping beoog, dan begin hy in homself, bedink hy die hele skepping en sien hy die hele skepping. Soos wat 'n groot argitek 'n groot magtige gebou sal bou, sien hy eers die hele voorwerp in sy gedagtes. Sien hy hoe die trappies werk, hoe die kantore uitgelê is en die fondamente en al die goed. En dan eers gaan hy aan die werk om te teken.
en dan word al die ander goed volg daarop. Vader se manlik positiewe sê, laat dit so wees. Laat daar 'n heelal wees, met planete, sonne, plante, diere, natuurgeeste en al die dinge wat daarop is. En dan gaan die vroulik negatiewe dadelik oor in aksie om dit tot stand te bring. Wat ons noem die gees. En die gees versorg dan hierdie hele skepingsgedagte dat dit tot uiting kom. Al is dit dan nou vir so groot skepping wat ek nou van gepraat het, of vir die skepping van 'n muggie. Nog steeds is die beginsel dieselfde. Nou op 'n stadium wou Vader kinders hê, want hy was alleen en hy het gesê hy wil die vreugde ervaar om ook met ander mense wat uit hom voortgekom het te kommunikeer en gemeenskap te hê. Maar hulle moes 'n vrye wil hê. Want as hy robotte geskep het, dan kan ek jou vra, gaan jy net soveel genot hê wanneer jy en jou vrou 'n robot gaan koop by 'n winkel wat nou die goed maak? Hulle maak nogal goeies vandag, mooi is. Jy gaan nie. Want jy is jou kind se unieke persoonlikheid, sy persona, sy wil wat vry is, maak hom uniek dat jy hom kan lief hê. En so het Vader dan hierdie groot geeste uit hom laat voortkom. Weereens, laat daar soveel triljoene geeste ontstaan uit my, of wat nie, hy het eers gesê, laat daar 3 uit my ontstaan. Liefde, lig en ewige lewe. En uit die 3 het hy gesê, laat uit die 3 uit 7 ontstaan. Daar die 7 wat op die bord is as vlamme. En uit hulle het miljoene, maal miljoene, triljoene engele geeste voortgekom in 'n ontsettende lang tyd wat verby is. En so is die hele heelal gevul met hierdie wesens wat almal Vader lief gehad het en wie hy lief gehad het en wat hulle ook almal die skepingskragte van Vader gekry het. En ook die geaardheid en die skepingswesenlikheid van die Vader, naamlik enkel wesens, manlik en vroulik in een wese, maar in staat om dit ook te kan skei. So Raphael op 'n stadium vra die mense om, maar waar is jou vroulike deel? Ons sien net 'n manlike deel, alhoewel die voorkoms van die engel pragtig is, sê Raphael, nee, sy vroulike deel is in sy skepingsgebied, daar waar hy die sentrum het van waaruit hy heers. En hy het om aan een of ander rede nou as 'n aparte entiteit hiernatoe gekom. Maar hy sê, ek kan dit onmiddellik verander. Nou moet ons hierdie ding baie mooi versigtig beredeneer, want Satan se hele aanslag op die aarde nou is om 'n tweeslagtigheid daar te stel. Hy maak van mannetjies vroutjies en van vroutjies mannetjies. En hy propageer hierdie hele geslagsgelykheid ding iets verskrikliks. En hulle gaan selfs met operasies en met hormoonbehandelings verander mense hulle geaardheid. Maar dit is Vader se orde vir die mens, dat ons apart moet wees en moet bly wat ons is. En dit het gekom na die sondeval, of die eerste sondeval in die paradys, waarvan min mense weet. Dis nie eintlik 'n sondeval nie, dit was net 'n klein, in Engels is die woord 'n hiccup. In die skepping van Adam en Eva, volgens Genesis 1 vers 26 en 27, het hy hulle man en vrou een wese gemaak. Hulle was geskape na die beeld van die almagtige Skepper,
ook die beeld van die engele op daai stadium, wat nie geval het nie. Die val het later gekom. En die vroulike aspek van hierdie geskapene Adam, Eva, man, manin, wou nie luister na die man nie. Die rede is, die hoofrede was, omdat die vrou saamgestel is uit meer van die gevalle sieledele as die man. Onthou, na die val, moes Vader die herstel weer bewerk, en ek het in vorige lesing vir julle gesê, dit is waarom die materiële aarde geskep is, en in hierdie wese wat geskape is, alhoewel dit 'n verheerlikte wese was, na die beeld van Vader, was dit saamgestel uit gevalle sieledele en ongevalle sieledele. En toe Eva nie meer in hierdie een androgene wese wou dien onder Adam nie, het Vader vir Adam die gesamentlike wese aan die slaap gemaak. En met 'n bonatuurlike operasie het hy hulle geskei. En die Bybel sê dat hy uit die rib uit vir hom 'n vrou gevorm het. Maar waar anders moes Adam se vrou vandaan kom toe Vader hom aan die slaap maak as binne in hom? En al wat Vader nou gedoen het, hy die androgene skepingswese geskei na 'n manlike en 'n vroulike wese wat nou afsonderlik op die aarde hulle toets moes deurstaan. Wat hulle nou nog meer vatbaar gemaak het vir die val van Satan in die tuin van Eden. Want toe hulle een androgene wese was Adam altyd die een wat die vroulike deel beskerm het. Maar Adam was nie teenwoordig en hy was nie bewus van wat Eva in die tuin van Eden gedoen het, toe die Satan haar genader het as 'n listige slang, nie 'n slang nie, maar 'n wese, wat hom ook manlik en vroulik kan voordoen. Hierdie wese met die naam van Nagash, wat slang is, kon homself as 'n vrou voordoen, en ook as 'n man. Toe hy Eva benader het hy hom as hierdie pragtige, mooi man voorgedoen. En hulle het oortree, want op daai stadium was daar nog nie vir Adam en Eva gesê hoe hulle moet voortplant nie. Vader se gees het hulle verlaat vir 'n tyd, sodat hulle sterk kon word, maar hulle het toe geval. En na dit staan daar in die Bybel, en Adam het ook geëet van die verbode vrug. Toe het hierdie Nagash, androgene duiwelwese wat geval het hom toe in 'n pragtige vrou verander. En die boek, die huishouding van Elohim, boek 1, staan daar. En Adam het hom verheug oor die tweede Eva wat voor hom gestaan het. En hy het ook van die vrug geëet. En dis wat daar gebeur het. So die aard van engele is manlik en vroulik, en hulle kan dit so na ons toe kom, of hulle kan geskei na jou toe kom. En daai kenmerk het ook in die gevalle engele bygebly. Hulle het geval en hulle het boos geword. Daarom praat ons van Satan as die manlike en Satana as die vroulike, wat eintlik een wese is, maar wat ook geskei kan wees. En op die oomblik soos ek dit het, is hulle geskei. Satan is die hele groot wese van die heelal, wat geval het, wat bestaan uit alles wat lewe op hierdie hele in hierdie ganse heelal, en sy gees, daai boos geworde skepingsgees, wat aanvanklik as absolute lig geskape is nou 'n duistere, swart, bose, krioelende, wriebelende stuk ding,
wat onder die aarde is, binne in die aardkors, is daar 'n plek waar hierdie gees deur duisende van Vader se engele vasgehou word. Joshua sê, as sy 1 millimeter sal skuif of losser word, dan sal die hele heelal tot niet gaan. So erg en boos is hierdie ding. En binne in haar buik, stel haar voor as hierdie magtige groot draak, want die Bybel praat baie van die draak, is daar altyd goed wat sy uitspuug, wat na die aarde toe kan kom, hulle word toegelaat. En dit noem ons demone of duiwels, wat dan inkom op die aarde, in die geestesfeer rondgaan, en 'n plek soek waar hulle kan woon, wat ooreenstem met hulle geaardheid, en dan is daar ook gevalle waar hulle kan manifesteer, en hulle het geweldige baie gemanifesteerde wesens op aarde, in die see, onder die aarde, en op die aarde, net soos wat die skrif sê. En dit is waarmee ons veg, en meeste van hierdie goed is ook in daardie orde, dat hulle androgenies is, maar hulle is baie, baie boos, en baie erg, en dit gaan nog baie meer vir ons geopenbaar word in die tyd wat voorlê, want Openbaring 9 sê, dat die afgrond, en dit is hierdie spuwende, vuurspuwende, wriemelende, magtige Satansgees, gaan oopmaak, en rook sal uitkom op die aarde, en uit die rook uitkom skerpioene uit, wat lyk so sprinkane, en alles simboliese taal wat vir ons wys na demoniese wesens, wat die mense gaan steek met hulle sterte, bedoelend, hulle gaan die mense besete maak, hulle wat die merk gevat het, staan in Openbaring 9. Net so 'n kort agtergrond oor engele, dat julle nou 'n idee kan hê hoe hulle daar uitsien, en hoe hulle lyk. Engele, het ek nou die dag gesê, het nie vlerke nie, die vlerke dui maar net hulle vermoë, om vinniger deur realms en plekke te gaan. So 'n engel met 6 vlerke sal 'n hoër orde wees as een met 4 vlerke. Op die deksel van die versoensark, verbondsark, is 'n versoendeksel. En op die versoendeksel is 'n uitbeelding van 2 engele. En hulle het elkeen 2 vlerke, wat dan na mekaar toe kyk. En as jy die boek Henog lees, sal jy meer take en goed sien van wat hierdie engele kan doen. Maar dit is 'n realiteit. Die positiewe engele is 'n realiteit om ons te help. In hierdie geval wat ons vanmôre gelees het, het hierdie engel vlees aangeneem. En die negatiewe engele is net so 'n realiteit. En as jy uit die Heilige Gees se beskerming gaan, dan is jy blootgestel aan hierdie goed. Nou, hoe gaan jy uit daai gees uit? Jy moet regtig baie boos wees, en jy moet baie lelike dinge doen, dan verloor jy die beskerming van Vader se Gees. Ons noem dit nou Heilige Gees, want dis baie nuwe mense, maar is eintlik die apartheidsgees, wat jou apart stel, sodat Satan jou nie kan bykom. Hoe gaan 'n ander ou, op watter manier kan jy nou nog daar kom? Deur dwelms te gebruik. Deur dwelms te gebruik en jy gaan op 'n trip, beteken niks anders as dat jy jou liggaam verlaat en in die dimensie ingaan van hierdie bose engele, en hulle kry 'n reg om jou te gryp en aan jou vas te klou. Wanneer jy weer in jou bedwelming regkom en jy is weer reg, dan sit daai gees aan jou. En of dit nou 'n geweldsgees is, of wat ook al jou swakpunt is, geweld of die drank of die dwelm of wat ook al, nou sal jy dit nog erger doen, want hierdie ou help jou aan. En
wanneer jy weer uitgaan en dit weer doen, dan bring hy boeties saam. En so word 'n mens dan nou so besete, soos die een by Gadara, wat 'n legioen geeste in hulle gehad het. Wie is die weermagmanne hier so? Hoeveel is 'n legioen? Ek het die idee is 3000 iets. So die 3000 bose geeste wat daai man met die varkplaas gehad het. So, hak dit maar aan ons ore, hierdie goed gee vir ons baie insig en wysheid en maak baie dinge vir ons oop. Baie dankie, ons praat dan weer Woensdag.